Waarom vas en gebed? Liewe medegelowige, ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en ek hoop van harte dat dit met jou goed gaan op hierdie tweede dag van vas en gebed. Vanoggend gesels ek met jou kortliks 'n bietjie verder rondom die belangrikheid van vas en gebed. Kom ons lees saam met die woord van die Here uit. Jesus sê in Matteus 6 vers 17 tot 18: Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Nou ja, ons het reeds gister 'n bietjie gesels oor wat vas beteken, en natuurlik weet ons, dit gaan alles oor die onthouding van voedsel vir 'n sekere tydperk, gepaardgaande natuurlik met gebed en die ondersoek van God se woord vir 'n geestelike doel. En inderdaad ja, is dit 'n geestelike dissipline, soos wat Matteus 6 sê, wat 'n openbare beloning vir ons bring. Wanneer ons die Bybel bestudeer, dan vind ons dat daar bykans 14 verskillende redes is waarom mense deur die eeue heen gevas het. Nou, ek gaan nie al die redes verstrek nie, dit is wel vermeld in die 10 bladsy PDF boekie wat op hierdie groep gelaai is, en daar is ook 'n volledige boek oor hierdie onderwerp beskikbaar, getiteld Vrug deur gebed. Jy kan dit bestel in beide e-boek of harde kopie formaat, en jy is baie welkom om my direk te kontak, ek help jou graag. Maar teen die tyd weet jy seker ook reeds dat daar verskillende vorme van vas is, maar eindelaas is dit ook so dat daar nie 'n werklike formule is wat voorskrifklik vir jou kan bepaal watter soort vas of lengte van vas nou juis vir jou reg is nie. Die tydstuur wat jy vir 'n vas kies, hang maar baie saam met jou eie omstandighede, en dis baie belangrik dat 'n mens nie in die besonderhede vasval nie. Moenie te veel hooi op jou vurk laai, en natuurlik is daar ook geen rede om heldhaftig te probeer wees en 'n vas van 40 dae aan te pak as jy nog nooit in jou lewe gevas het nie. My voorstel aan jou, soos wat ek dit ook reeds in dag 1 genoem het, sou wees dat jy dalk sou begin met 1 dag, van son op tot son onder. En natuurlik is daar ook tye wat die Here dit op die hart sal lê om 'n langer tydperk van vas te onderneem. Die belangrikste van alles, en hiermee sluit ek af, onthou, dat wanneer jy met 'n vas begin, onthou dat dit vir God niks beteken, as dit nie vir jou iets beteken nie. Onthou ook dat sonder gebed en die woord, is vas nie juist veel meer as 'n dieet nie. Jy moet egter iets baie belangriks besef, en dit is dat vas self is eintlik 'n voortdurende gebed voor God. Onthou, daar mag dae wees dat die hemel oopgaan vir jou en jy uit jou hart uit diep tye van gebed gaan ervaar, maar daar sal ook ander dae wees wat jou energie getap is en jy gaan voel of jy geensins op gebed kan fokus nie. Dan moet jy net onthou, moenie jouself veroordeel nie. Onthou, God sien jou opofferings raak. Mag jy vandag ervaar hoe dat die Here jou versterk, en mag hy jou ook in hierdie dag op 'n besondere wyse deurdra. Mag jy elke dag, elke oomblik terdee bewus van sy teenwoordigheid wees. Die Here seën jou. Kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam. Onse liefdevolle Hemelvader, baie dankie dat ons hierdie tweede dag van vas in totale afhanklikheid van U kan ingaan, en Here, baie dankie dat ons kan weet, soos wat Paulus sê, U krag word in ons swakheid volbring. Vader, ons gee onsself oor in U hand in hierdie dag, en ons bid dat U wil in elkeen van ons lewens sal geskied, en dat elkeen, Here, wat ook reeds hierdie tweede dag saam aangepak het, ook sal ervaar hoe dat daar reeds deurbrake is, Here, in 'n besondere teenwoordigheid van die Gees in hulle lewe. Here, mag alles wat ons doen net strek tot eer en tot verheerliking van U naam. Dit is ons gebed. Ons bid dit in die wonderlike, mooiste, soete naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.